Graad 12 leerders. My naam is Asia Klaasen en welkom by vandag se besigheidstudiesles. Hierdie les word aan jou gebring deur die Noord-Kaapse Departement van Onderwys in samewerking met Bekwame Navorsing en Ontwikkeling. En vandag is ons nog steeds besig met vraestel 1 en ons is nog steeds besig met wetgewing, maar ons gaan kyk na die volgende 2 wetgewings. So ons lesdoelwitte bly nog steeds dieselfde. Jy moet nog steeds elke wet kan identifiseer, sowel as kan beskryf wat is hulle doel, ook die impak van elke wet, so beide die voordele en nadele. Jy gaan moet ook kyk na die optredes wat beskou word as nie nakoming van die wet, dan ook die strafmaatreëls vir nie nakoming en dan ook maniere hoe besighede wel die wet kan nakom. Ons kyk dan spesifiek vandag nie noodwendig na die SOO's en die CETA's nie, en ons kyk hoofsaaklik na ons swart ekonomiese bemagtiging en die breë basis swart ekonomiese bemagtiging en sy 5 pilare spesifiek en dan ook die bepalings van die wet op basiese diensvoorwaardes. En dan sal ons volgende keer na die ander goedjies kyk. Dan in terme van die wetgewing, soos ek gesê het, vandag fokus ons spesifiek op die wet van basiese diensvoorwaardes en ons fokus op die wet van die wet op breë basis swart ekonomiese bemagtiging. Dan het ons eers ons grondassessering en ons gaan gou die vraagie doen en dan gaan jy 'n kansie kry om dit te doen. Jou eerste vraagie, Tabo werk by 'n klein handelswinkel. Sy werkgewer vereis dat hy elke dag 10 uur werk sonder oortydbetaling en gee hom net 1 dag af per week. Volgens die wet op basiese diensvoorwaardes, watter van die volgende stellings is korrek? A. Die werkgewer mag werknemers enige aantal ure laat werk sonder ekstra betaling. Tabo moet oortydbetaling ontvang vir ure wat die normale werkstyd oorskry. Werknemers het geen reg op rus daar nie. En dan D. Oortyd is verpligtig en hoef nie ooreengekom te word nie. Jy kan hom gou beantwoord en dan gaan ons kyk wat is jou antwoord. So jy het nou gekyk en die antwoord is dan natuurlik B. Tabo moet oortydbetaling ontvang vir die ure wat die normale werktyd oorskry. Dit is die korrekte ene. Dan ons volgende grondlyn assessering. Lerato besit 'n maatskappy wat aansoek doen vir 'n groot regeringskontrak. Sy besluit om meer swart Suid-Afrikaners in bestuursposisies aan te stel en belê ook in vaardigheidsontwikkeling vir haar werknemers om haar maatskappy se gradering te verbeter volgens die breë basis swart ekonomiese bemagtigingswet of die BBSEB. Watter van die volgende stellings is korrek? A. Die BBSEB moedig maatskappye aan om ekonomiese deelname van voorheen benadeelde groepe te verhoog. Die BBSEB verbied vaardigheidsontwikkeling in die werksplek. Slegs groot maatskappye hoef aan die BBSEB te voldoen en D. Die BBSEB fokus slegs op winsmaksimisering vir besighede. Jy kan hom gou beantwoord en dan gaan ons kyk of jy reg is. Jy het dan nou gekyk en die antwoord is natuurlik nommer A of letter A. Die BBSEB moedig maatskappye aan om ekonomiese deelname van voorheen benadeelde groepe te verhoog. En dan ons terminologie, as ons kyk vandag na die indiensnemingskontrak. Hierdie is 'n bindende kontrak tussen die werkgewer en die werknemer waar elkeen se rol en verantwoordelikheid uiteengesit word. Ons het ook die ombudsman, wat 'n staatsamptenaar is, wat verantwoordelik is vir die ondersoek van klagtes in privaat burgers, lede van die publiek, wat teen besighede en organisasies en die regering ingedien word. Dan die BBSEB tellingkaart. Hierdie tellingkaart meet 'n besigheid se voldoening aan die die BBSEB, en dan gee hulle 'n sertifikaat wat vir hulle dan 'n gradering gee volgens hulle hoe goed hulle gedoen het.
Dan frontering, besighede wat voorgee dat hulle die BBSEB voldoendend is, deur inligting rakende die BBSEB te vervals of te lieg oor die bestuursposisie van swart werknemers en voor te gee dat hulle swart werknemers in sekere posisies aanstel. En dan laastens het ons nepotisme. Dit is die verskaffing van posisies, bevorderings en geleenthede aan familie, maar wat nie gekwalifiseerd is vir die posisies nie. Dan is ook cronyism. Nou, cronyism is die verskaffing van poste en bevorderings aan ons vriende. So nepotisme was vir ons familie en die cronyism is dan vir ons vriende. En weer eens is vir mense wat nie kwalifikasies het nie. En dan laastens, hoe definieer ons die term swart onder die BBSEB? In die konteks van die BBSEB is dit 'n generiese term vir alle Afrikaner, kleerlinge en Indiërs wat burgers van Suid-Afrika is deur geboorte of afkoms of wat genasionaliseerde burgers van Suid-Afrika geword het voor 1994. Dan begin ons met ons eerste ene, die wet op basiese diensvoorwaardes. En wat is die doel van hierdie wet? Hierdie wet is daar om seker te maak dat my werknemers nie misbruik word nie. So dit gee daar die reëls en regulasies waarvolgens hulle 'n diensnemingskontrak opgestel moet word. So dit skets 'n duidelike diensbepaling en voorwaardes vir die werkgewer en die werknemers. Dit stel die minimum vereistes vir die opstel van hulle indiensnemingskontrak en dit reguleer die variasies op die basiese diensvoorwaardes en sy bepalings. So ons gaan nou kyk na die verskillende bepalings en elke industrie behoort ook sy eie variasie op hierdie bepalings te hê. As ons dan kyk na die bepalings, dit is eerstens het ons effens verander. So jy moet weet dat by werksure, oortyd, maaltye en rustye en dan openbare vakansiedae, hulle word almal nou saam gegroepeer onder die opskrif regulering van werksure. So wat dit beteken vir jou wanneer jy jou vraestel antwoord? Wanneer jy jou vraestel antwoord en kom ons sê hulle vra lys 4 bepalings van die wet op basiese diensvoorwaardes, dan kan jy skryf regulering van werksure en dan kan jy dalk in hakkies 'n voorbeeld gee werksure en oortyd, net byvoorbeeld. Wat jy wel nie kan doen nie, is jy kan nie hulle individueel lys nie. So jy kan nie sê werksure, oortyd, maaltye en rusperiodes en openbare vakansiedae nie, want ongelukkig omdat hulle gegroepeer is, gaan jy vir hulle almal slegs 1 punt ontvang. Van die ander bepalings wat ons het, is die beëindiging van diens en dan die verbod van op die indiensneming van kinders en dwangarbeid en dan besonderhede van indiensneming en vergoeding en dan laastens het ons verlof. So ek wil net teruggaan een skyfie en net hierso vir julle sê, so as ons kyk na werksure is gewoonlik 45 ure per week. Ons oortyd is dan opgedeel in gedeeltes, so of 3 ure per dag, of 10 ure per week, of dan nou 40 ure per maand. En dan met oortyd, op 'n Saterdag, word hulle 1,5 keer hulle uurlikse betaling gegee, en dan op 'n Sondag en publieke vakansiedae word hulle 2 keer hulle uurlikse betaling oorbetaal. En daar is binne onder elke ene van hierdie is daar 'n verduideliking. So jy moet seker maak, jy kan hierdie bepalings individueel ook gaan bespreek. Dan het ons maaltye en rusperiodes vir elke 6 ure wat jy aaneenlopend gewerk het. Vir elke 9 ure wat jy aaneenlopend gewerk het, ontvang jy 1 uur en dan as jy 6 ure gewerk het, dan ontvang jy 'n halfuur. So hierdie is net om seker te maak dat mense wel hulle etenstyd vat en dat hulle daai klein rukkie het om dan te rus, badkamer toe te gaan ensovoorts voordat hulle terugkeer werk toe. En dan het ons ook ons openbare vakansiedae. So Suid-Afrikaanse publieke vakansiedae, daar volgens jou industrie gaan daar van jou verwag word om te werk. En dit sal dan natuurlik betaling kry volgens die oortydskofte. As ons kyk na die res, die beëindiging van diens, ons moet spesifiseer hoe 'n persoon hulle dienskontrak kan beëindig. So hierdie is gewoonlik as ek wil bedank
hoeveel kennis moet ek gee, of as die werkgewer my wil afdank, hoe werk dit, hoeveel kennis moet hulle gee, ensovoorts. Dan die verbod op indiensneming van kinders en dwangarbeid. So, ons mag nie kinders aanstel onder die ouderdom van 15 nie, en dan ook, jy kan nie gedwing word om te werk nie. Nou onthou net, jy het nog steeds 'n kontrak geteken met jou pligte, wat jy gaan voldoen, en so jy kan nie sê, wel, jy kan my nie dwing om dit te doen nie, want jy word wel daarvoor vergoed. Maar jou werkgewer kan jou byvoorbeeld, as dit nie in jou kontrak is nie, kan hulle jou nie dwing om op 'n Saterdag te gaan werk nie, of om goeders te doen buite die beperkings van jou indiensnemingskontrak nie. Dan het ons besonderhede van indiensneming en vergoeding. So hulle gaan vir jou sê, hierdie is die maandelikse of weeklikse betaling wat jy gaan ontvang, en dan ook watter byvoordele gaan jy ontvang. Maar ons gaan bietjie meer kyk na salarisbepalings en byvoordele gaan ons kyk in die menslike hulpbronfunksie. En dan laastens het ons verlof. Nou binne in verlof is daar verskillende tipes verlof. Die eerste enetjie wat ons hier kry, is jou jaarlikse verlof, en gewoonlik is dit 1 dag vir elke 17 dae wat jy werk. Daar kan ander maniere ook wees hoe dit uitgewerk word, weer eens elke industrie is effens anders. Hierdie jaarlikse verlof is dan nou natuurlik betaalde verlof. So jy moet 'n sekere hoeveelheid betaalde verlof per jaar ontvang. Dan het jy ook betaalde siekverlof. Nou die betaalde siekverlof is gewoonlik 30 tot 36 dae in 'n 3 jaar siklus. So elke 3 jaar kry jy tussen 30 en 36 dae waarin jy kan siek wees. Daar is wel vergunnings wat gedoen kan word as jy dan nou groot operasies ondergaan, of as jy baie siek is, en dit sal ons verder later na kyk, wanneer ons weer eens kyk na die menslike hulpbronfunksie. En dan het ons, en natuurlik ook versekering. Dan het ons kraamverlof of aannemingsverlof. Wanneer ek natuurlik geboorte gee, kry ek 4 maande, as 'n vrou kry ek 4 agtereenvolgende maande. Hierdie is nie noodwendig betaal nie. So dit kan of betaald wees, of onbetaald wees. Dit is nie verpligtend vir besighede om vir jou te vergoed tydens jou kraamverlof nie. Baie keer sal hulle dalk ook net vir jou 'n persentasie van jou salaris gee. Die mans aan die ander kant, hulle val onder ouerskapverlof, en hulle ontvang slegs 10 dae. En weer eens, hierdie is nie noodwendig nie. Dit is of betaald of onbetaalde verlof. So, daarso gaan jy. Dan onder ouerskapverlof het ons ook aanneming. So, wanneer ek 'n kind aanneem onder die ouderdom van 2, dan kry ek ook kraamverlof. En dan het ek laastens verlof vir gesinsverantwoordelikheid. Hierdie is weer eens betaalde verlof, en ek ontvang 3 tot 5 dae, en dit is slegs vir direkte familie. So dit is my kinders, my man, my ouers, dalk my grootouers, maar en dan natuurlik my broers en susters, maar dit gaan nie noodwendig wees vir my niggie en ander familie nie. Hier kan jou werkgewer ook natuurlik jou goedgesind wees, en hulle kan jou hier ook verlof gee as dit iemand naby aan jou is. Dan as ons kyk na die impak van hierdie wet, positief, dit spesifiseer die werksure om uitbuiting van werknemers te voorkom. Dit moedig konsultasies tussen werkgewers en werknemers aan. Hoekom? Want ek mag nou my kontrak mag ek onderhandel. So ek het nie noodwendig nodig om net te aanvaar dit wat hulle vir my gee nie. Hierdie wet maak dit ook vir my om te onderhandel vir beter voordele, vir beter verlof ensovoort. En dan dit beskryf ook die minimum vereistes wat die basis is van jou indiensnemingskontrak. Alle indiensnemingskontrakte moet in lyn wees met die wet. Dan die negatiewe impak, die implementering van hierdie wet is tydrowend, duur, voorskriftelik en administratief lastig, veral as dit kom by die opstel van hierdie kontrakte, want die persoon, die menslike hulpbronfunksie, hulle moet die hele tyd terugverwys na die wet wanneer hulle die kontrak opstel, en hulle moet seker maak hulle bly binne daai perke, en ook indien daar enige veranderings is in die wet, moet hulle daai veranderings aanbring op die kontrakte.
Dan besighede mag dienskontrakte as negatief beskou as dit nie geïmplementeer word nie, wat lei tot nie nakoming of straf. En dan werkgewers en bestuurders mag nie werknemers dwing om meer as 45 uur per week te werk nie. So hierdie ene kom by, dit is ons weeklikse ure en hulle kan ons vra om oortyd te werk, maar as ek sê nee, ek kan nie, ek het iets aan, dan mag hulle my nie dwing nie, want dan val dit onder ons bepaling van dwangarbeid. Dan kyk ons na die aksies wat as nie nakoming beskou word. So hierdie aksies sê dat die besigheid nie aan die wet voldoen nie. Die eerste ene is om werkers toegang tot hulle dienskontrakte te weier. Jy mag na jou dienskontrak gaan kyk, jy mag ook en moet ook eintlik 'n getekende afskrif van jou kontrak huis toe vat. Weier om 'n geldige mediese sertifikaat van siekte te aanvaar. As iemand vir jou 'n sertifikaat gee, ongelukkig as hy geldig is, moet jy hom aanvaar. So kom ons sê die persoon is baie afwesig, hulle is gereeld afwesig, jy kan nie naderhand vir hulle sê, wel, ek dink jy sit aan, ek gaan hierdie siek sertifikaat aanvaar nie. As dit 'n oorspronklike regte ene is, moet jy dit aanvaar. Onthou natuurlik, hulle het net hoeveel? 30 tot 36 dae siekverlof in 'n 3 jaar siklus. So as hulle daai siekverlof opgebruik het, as ek vir jou kan sê, dan word dit onbepaalde siekverlof. Dan nommer 3 hierso, die voorkoming van werknemers om toegang tot dienskontrakte te verkry. Hy is 'n herhaling van die eerste ene. So maak net seker wanneer jy leer dat jy nie kolpunte leer wat herhalend is nie. As jy altyd sou neerskryf, sou hulle vir jou sê dit is 'n punt wat herhaal en jy gaan ongelukkig nie weer daarvoor punte kry nie. En dan voorkoming van swanger werkgewers om wetlik kraamverlof te neem. Hulle mag jou ook nie dreig om te sê as jy nie gaan terugkom nakom en sê 'n maand of 6 weke nie, dan gaan jy afgedank word. Dit mag hulle glad nie doen nie. Ek wil wel ook net noem, die minimum tyd wat 'n vrou kraamverlof moet vat, is 6 weke. So sy moet meer of presies 6 weke vat. Dit is verplig, want jou liggaam moet herstel ensovoorts. Dan as ons kyk na die strafmaatreëls vir nie nakoming, besighede wat nie voldoen aan hierdie wet nie, gaan eerstens hulle voldoeningsbevel van die arbeidshof ontvang. Meeste van die wette wat ons doen, gaan jy sien daai bullet kom op. So dit is 'n bullet wat ek sal leer, want hy is baie herhalend en is een minder bullet wat ek nie hoef te leer. Dan is daar ook arbeidsinspekteurs wat kan inkom en seker maak dat jou kontrak reg is. Hulle kan ook met die mense praat en hoor dat selfs al is dit op papier reg, is die implementering daarvan ook reg. En dan arbeidsinspekteurs mag klagtes ondersoek inspekteer en dan vra oor die klagtes en rekords as bewysstukke verwyder. So dit is net weer om te gaan kyk. Dit wat op papier is dit wat in werklikheid gebeur. En dan die laaste opskrif vir hierdie ene is die maniere waarop besighede aan die wet op basiese diensvoorwaardes kan voldoen. En die eerste ene is werkers moet 9 ure per dag in 'n 5-dag siklus werk of 8 ure in 'n 6-dag siklus. En nou as jy dit gaan uitwerk, dan gaan dit jou bring by 45 ure per week. Verseker dat werknemers nie die vasgestelde werksure van 45 ure per week oorskry nie. Die oomblik wat hulle dit oorskry, word dit natuurlik oortyd. Maar as jy nie noodwendig oortyd goedgekeur het in jou kontrak nie, as daar nie staan dat werkers betaling ontvang vir oortyd nie, dan mag jy vir hulle sê, ongelukkig is daar nie oortyd nie, so jy moet op 'n werk. Wat jy nie kan doen nie, is toelaat dat mense aanhou werk op hulle eie uitgawes. Dit is belangrik om ons mense te bestuur in terme van werksure. En dan laat siek werknemers toe om die vereiste hoeveelheid siekteverlofdae te neem. Dit wil sê 6 weke in 'n 3 jaar siklus. So daai 6 weke, as jy daarna gaan kyk, dan gaan dit is wat jy dan kry. As ons kyk na ons aktiwiteit, 1.1, identifiseer die bepalings wat in die wet op basiese diensvoorwaardes en dan die wet se
identiteit, daai inligting, die wetnommer ensovoorts bepaal word, waaraan vinnige skoenvervaardigers in elke stelling hieronder voldoen het. So die vraagie vra ons vir die bepalings en hulle vra ons om dit te identifiseer. So ek weet, ek gaan vir elkeen van hierdie 2 punte ontvang. En dit is hoekom dit vir my belangrik is dat jy ten minste hierdie punte kan verdien. Want net hierdie vraagie, alhoewel, dit sal nie 8 punte wees in afdeling C nie, maar in afdeling C kan afdeling B, kan dit vir jou 6 punte gee. So as ons kyk na die eerste enetjie, Ruth, 1.1.1, Ruth is 'n werknemer, is 1,5 keer haar normale tarief betaal vir addisionele ure wat sy op weekdae gewerk het. Jy kan hom gou beantwoord en dan gaan ons kyk wat is jou antwoord. Okay, so jy het nou gekyk en beantwoord, so kom ons kyk wat was die antwoord. Dit is natuurlik oortyd. So, want hulle sê, sy is 1,5 keer, dat trek ons met dood, haar normale tarief betaal. So dit sê vir ons, sy het oortyd gewerk. 1.1.2, die opleidingsbestuurder Mbali het 4 weke kennis gegee vir die pos wat sy by 'n mededingende firma aanvaar het. Jy kan hom gou doen en dan gaan ons kyk wat is jou antwoord. Okay, jy het nou 1.1.2 gedoen. Kom ons kyk, die antwoord is natuurlik beëindiging van diens. So ek wil net vir jou wys, ek het vir jou vroeër gesê, dis 'n identifiseer vraag, so jy kry 2 punte vir hierdie. Dan 1.1.3, het sê Josie is 10 dae aaneenlopende onbetaalde verlof toegestaan na die geboorte van sy dogter. Jy kan hom gou beantwoord en dan kyk ons of jy reg beantwoord het. Right, nommer 1.1.3, Josie het 10 dae aaneenlopende onbetaalde verlof gevat. Wat se tipe bepaling is dit? Hier gaan jy moet spesifiseer. Dit is verlof, maar dit is ouerskap verlof. So, vir dit gaan jy 2 punte kry. En dan die laaste enetjie was 1.1.4. Die finansiële klerk is toestemming gegee om 3 tot 5 dae af te neem van werk om na sy siek moeder om te sien. So, jy kan hom gou beantwoord en dan kyk ons na die antwoord. Jy het nou 1.1.4 beantwoord en ons het gesê dat die finansiële klerk het 3 tot 4 dae afgekry om na sy siek moeder te kyk en jou antwoord is natuurlik verlof vir gesinsverantwoordelikheid. Sy moeder is deel van sy direkte familie. So daarvoor gaan jy 2 punte ontvang. Soos ek gesê het, in afdeling B sal ek hiervoor 6 punte in totaal kry. Hulle sal nie so 'n vraag vir jou in afdeling C vra nie. Dit kan wel ook 'n vraag wees in afdeling A wat jy ontvang. Dan is ons nou by die tweede wet en dan die laaste wet vir vandag se les en dit is die breë basis swart ekonomiese bemagtigingswet. En die doel van hierdie wet is om voorheen benadeelde individue die geleentheid te gee om in die ekonomie in te tree en deel te neem aan die land se ekonomie. Dit maak dit moontlik om welvaart breër oor die bevolkingsgroepe te versprei, met ander woorde om ek wil nie sê geld nie, die Engelse woord is wealth, maar dit is om seker te maak, almal het genoeg. Dan het ten doel om ongelykheid in Suid-Afrikaanse ekonomie te teiken. Met ander woorde, ons wil hê dat mense op verskeie vlakke ouderdomme moet kan deelneem aan die ekonomie. Skets gebiede wat die regering 'n platform sou bied om billike verspreiding van welvaart onder alle bevolkingsgroepe te bewerkstellig. Weereens, dit gee vir ons die platform waar ons dit kan doen en dit is daai om seker te maak dat ons die geld en die hulpbronne van die land evenredig versprei. En dan die laaste enetjie, maak voorsiening vir die ontwikkeling van die kodes vir goeie praktyk. So hierdie kodes gaan vir jou sê, as jy dit en dit doen, dan sien ons dat jy in goeie staande is met die wet. Soos
So dan het jy al gehoor, in die verlede het jy dalk al die term gehoor BEE, in Afrikaans is dit SEB, en baie keer wanneer ons eintlik praat oor die BBSEB, is ons besig om te verwys na die SEB. So wat is die verskil? So ek gaan net vir jou hierso skryf, die swart ekonomiese bemagtiging ken ons almal as BEE, en hierdie ene is Broad-Based Black Economic Empowerment. Broad-Based Economic Empowerment, excuse. Right. So wat is die verskil tussen die twee? Die eerste ene is dat met die swart ekonomiese bemagtiging is dit 'n beleid. Nou met 'n beleid hoef jy dit noodwendig implementeer nie, dis meer 'n voorstelling. Aan die ander kant het ons dat die BBSEB is 'n wet, met ander woorde dit moet geïmplementeer word. Die SEB het slegs 'n paar voorheen benadeelde mense bevoordeel en het hulle gefokus op swart individue spesifiek. En dan met die nuwe ene het hulle daai groep weier gemaak. So nou sluit ons in jong mense, vrouens, verskeie rasse en dan natuurlik ook swart soos voorheen. Dan binne in die BBSEB het ons 5 pilare. Nou dis redelik klein, maar die eerste enetjie is bestuur en beheer of bestuurbeheer. En dit is wanneer ek iemand aanstel van kleur in 'n senior posisie. So ek wil seker maak, as jy kan onthou, het jy gedoen die verskillende vlakke van bestuur. Ons het topvlak bestuur, middelvlak bestuur en laervlak bestuur. Nou ek moet seker maak dat ek het mense van verskeie agtergronde, swart, indiër, dames, mans, mense met gestremdhede, al daai moet ek op verskeie vlakke hê. Ek kan nie net byvoorbeeld mans aan die bokant hê en al die vrouens aan die onderkant nie. Ek moet dit versprei oor die verskillende vlakke. So baie kere in jou scenario, wat hulle vir jou gaan sê is, hulle het die persoon bevorder tot 'n hoër posisie. En hierso wil ek weer sê, as hulle praat van die direksie, of hulle het hulle op die direkteursraad gesit, dan is dit definitief bestuur of bestuurbeheer. Julle raak die mekaar en wil hom baie keer eienaarskap doen. Eienaarskap is wanneer die persoon, ek wil sê, 'n aandeel in die besigheid het. So nou, ek is deel, ek het ingesit, ek het geld in die besigheid gesit, maar ek is ook van kleur, of ek is ook 'n vrou, ensovoorts. Dan die volgende enetjie is ondernemings- en verskaffersontwikkeling. So hier is waar ons wil hê, ons wil klein besighede, ondernemings en verskaffers wil ons ontwikkel, en dan wil ons spesifiek kyk na besighede wat deur hierdie spesifieke groep mense besit word. So hulle praat van, kom ons sê, swart besitte ondernemers of verskaffers, of dan nou besighede wat deur vrouens ensovoorts besit word. Dan het ons ook ons vaardigheidsontwikkeling. Nou hierdie sal jy onthou toe ons vaardigheidsontwikkeling gedoen het, het ons gesê, almal ontvang vaardigheidsontwikkeling. Ons kan nie sekere groepe van hierdie ontwikkeling ontneem nie, en so dis as ons almal saamvat, is ons ook besig om te voldoen aan ons BBSEB. En dan die laaste enetjie is sosio-ekonomiese ontwikkeling en verantwoordelikheid. Sodra ek begin belê in my omgewing, en dan ook my gemeenskap. Dit sal dan bydra tot my sosio-ekonomiese ontwikkeling. En daai tel natuurlik dan ook vir my punte. Nou as ek voldoen aan hierdie verskeie pilare, dan dra dit by tot daai BBSEB telkaart wat ons vroeër van gepraat het. So hoe meer goeders ek kan voldoen, hoe beter is my punte op daai telkaart. En dan baie keer is daar besighede wat sê besigheid met plekke wat 'n sekere vlak het op hulle telkaart. As ons kyk na die impak, die positief, dit verskaf 'n verskeidenheid besigheidskodes om gelyke indiensneming te bevorder. Die idee is nie noodwendig om nou weer sekere groepe uit te sluit nie, maar eerder om spesifieke groepe te begin insluit. Verskaf menslike hulpbron ontwikkeling deur opleiding en ontwikkeling.
So dit verwys terug na die vaardigheidsontwikkeling, waar ek nou in alle groepe mense begin, opleiding en ontwikkeling bevorder. En dan die laaste enetjie hierso is bied geleenthede vir die bemagtiging van voorheen benadeelde werknemers deur opbouende sosio-ekonomiese prosesse. Baie belangrik is ek moet iets begin soek wat volhoubaar is. Want anders gaan die mense net afhanklik raak van jou besigheid. Dan die negatiewe impak. Die implementering van die BBSEB is weer eens, dit is 'n bullet wat herhaaldelik voorkom, tydrowend en duur, en daar is ook baie administrasie wat daarmee gepaard gaan, want ek kan dit nie net doen nie, ek moet vir hulle terugvoer stuur, sodat ek daai sertifikate kan kry wat bewys dat ek voldoen aan die BBSEB. Die koste kan styg na mate besighede geld moet spandeer om aan die korrekte nakoming te voldoen. Nou hierdie is 'n area waarin jy kan spesialiseer. Jy kan gaan en jy kan die wet gaan studeer en die impak daarvan op besighede, en dan kan jy inkom en jy kan besighede help en 'n strategie uitwerk oor hoe hulle hierdie 5 pilare kan aanspreek in hulle besigheidsplan. Nou, as ek hierdie diens betaal, dit is natuurlik 'n uitgawe. So dan het ek minder wins. Besighede moet streng prosesse verduur om hulle BBSEB nakoming deur 'n onafhanklike verifikasieagentskap te laat verifieer. Dan kyk ons na die aksies wat as nie nakoming deur die BBSEB beskou word. So weer eens, ek voldoen nie aan die wet nou nie. Werkgewers wat verkeerdelik deur middel van implementering aan hierdie pilare voldoen. So wat besighede doen is, hulle probeer die stelsel verbykom, nee. So hulle is nie besig om opreg te wees nie. Hulle sal byvoorbeeld sê dat hierdie persone is op die raad van direkteure, maar as mense na die besigheid toe gaan, dan bestaan daai mense nie, of daai mense is glad nie bewus daarvan dat hulle eintlik op die direksie van die besigheid dien nie. Ander goeders ook, die besigheid sê, ons is besig met sosio-ekonomiese ontwikkeling, maar hulle het dan geen bewyse om daarvoor te wys nie. So besighede probeer maniere kry om hierdie wet te kom, en dit is natuurlik dan, word gesien as nie nakoming. Werkgewers wat versuim om regstellende aksie in konteks van gelyke indiensnemingskontrakte implementeer om die BBSEB verantwoordelikhede na te kom. Met ander woorde, met regstellende aksie is dat ek wil hê dat die besigheid moet divers wees en dat die demografie, ek gaan nou 'n woord hierso onderskryf, die demografie van die werksomgewing moet dieselfde lyk as die demografie van die land. En weer eens, dit is om mense wat voorheen benadeel was, in te neem in die werksmag in. En dan werkgewers wat ongeskikte mense in bestuursposte bevorder ten koste van gekwalifiseerde voorheen benadeelde mense. So, ons kan nie gaan en iemand insit as hulle nie die kwalifikasies het nie. Ons moet seker maak dat voor ek jou nou sit, moet jy die vaardighede hê. Ek kan altyd gaan en jou belê in daai werkgewer en vir die vaardighede gee, maar ek kan hulle nie ongekwalifiseerd in daai posisies sit nie, veral nie bestuursposisies ensovoorts nie. Dan die strafmaatreëls vir nie nakoming. Besighede wat nie aan die BBS voldoen nie, kan weer eens, daar is ons nakomingsbevel van die arbeidshof ontvang, en as hulle nog steeds versuim om te voldoen, gaan hulle natuurlik boetes betaal. En besighede kan beboet word met 'n boete van tot en met 10% van hulle jaarlikse omset. Nou, hoe groter die besigheid is, hoe groter gaan daai bedrag groei. Dan laaste enetjie is die maniere waarop besighede aan die BBSEB kan voldoen, en dit is om seker te maak dat hulle aan die vereistes van die 5 pilare voldoen. En natuurlik dat hulle dit reg doen en reg implementeer. Hulle moet ook seker maak dat hulle regstellende aksie bevorder, en dan ook besigheidsaktiwiteite, voer besigheidsaktiwiteite uit met verskaffers wat aan BBSEB voldoen. So die idee is dat ons nie net na onsself moet kyk nie, maar die besighede met wie ons onsself assosieer moet ook reg wees.
en dan doen gereelde opleiding vir vaardigheidsontwikkeling saam met swart werkers. So weer eens, ons gaan nie nou die ander groepe uitsluit nie, maar ons moet wel seker maak dat daai groepe, en weer eens, dit is onthou nou onder hierdie wet, nie net swart werkers nie, daar is 'n breër groep, maar ons verwys, as jy terug gaan na ons terminologie, met swart word hierdie gedefinieer as swart mense en dan kleerlinge en Indiërs en dan ook vrouens en jong mense. Dit word almal ingesluit in daai groep of onder die term swart. So, dis nie dat ek nou ander groepe gaan uitsluit nie, maar ek moet al daai groepe ook insluit. Dan kyk ons na aktiwiteit. 2.1 lees die scenario hieronder en beantwoord die vraag wat volg. Las Liewers of LL het die wet op 'n breë basis swart ekonomiese bemagtiging 2003 geïmplementeer. Hulle het Sandile bevorder tot 'n senior uitvoerende posisie om in hul direksie te dien. 2.1.1 noem die pilaar noem die pilaar van die wet op breë basis swart ekonomiese bemagtiging wat deur LS of eintlik LL in die scenario hierbo toegepas word. Ek gee jou gou so vinnig 2 minute om dit te beantwoord en dan gaan ons kyk of jy reg beantwoord het. Jy het nou gekyk na die vraagie, na die scenario en jy moes die pilaar benoem en die antwoord is dan natuurlik, dit is bestuur en beheer. Hoekom is dit bestuur en beheer? Want ek het jou gesê, hulle bevorder haar in 'n senior posisie. So onthou ons vlakke van bestuur. Dan het ek vir julle opsommingkies gemaak, ons is aan die einde van die les, ek het vir julle opsommingkies gemaak, jy kan natuurlik altyd jou eie goedjies gaan insit, en hierdie is nie noodwendig presies nie reg nie, maar presies volgens die notas nie. Hier is net 'n opsomming, sodat jy ten minste kan dit identifiseer vanuit 'n scenario uit, sodat jy kan goeders lys. Byvoorbeeld, jy moet die 5 pilare kan lys. Jy moet die doel van die wet op basis, nie die 5 pilare nie, skus, hierdie moet sê die bepalings. So jy moet die bepalings kan benoem van die wet op basis se diensvoorwaardes. Jy moet die doel kan identifiseer of aanhaal uit 'n scenario, selfs met nakoming, die nakoming, voordele, nadele en strafmaatreëls. En hier waar daar byvoorbeeld bullets is, soos die bevel, die hofbevel, soos die boetes, daar waar jy dit kan onthou, probeer dit neerskryf, sodat jy ten minste 1 of 2 puntjies daar ook kan kry. En dan die ander opsommingkie wat ek vir julle hier het, is dan die breë basis swart ekonomiese bemagtiging. Daar is jou 5 pilare nou, waarin jy moet voldoen, en weer eens, dieselfde idee is, lees deur die doel, maak seker jy weet wat is die doel, en soos wat jy versterk in jou kennis in die wette, kan jy dalk begin die bullets meer volledig leer, sodat jy kan verdere punte kry. So onthou, jy gaan nou Junie daaroor eksamen skryf, jy gaan rekord eksamen daaroor skryf, en dan gaan jy jou finale eksamen. So jy het nog 3 eksamens, waarin jy jou kennis kan versterk, wanneer dit kom by die wette. Selfs al is dit nie jou hooffokuspunt nie. En dan, as ons kyk na ons huiswerk, vraag 1, identifiseer die bepaling van die wet op basis se diensvoorwaardes wat op Diwali beleggers in elke stelling hieronder van toepassing is. 1.1.1, Megan, 'n werknemer, is 1,5 keer haar normale tarief betaal vir bykomende ure wat sy gewerk het, 2 punte. DB neem nie kinders onder die ouderdom van 15 in diens nie, omdat dit teen die wet is. So, watter bepalings is dit? Dan is daar 1.2, noem 3 tipes verlof, soos bepaal in die wet van basiese diensvoorwaardes. En hierso wil ek net vir jou wys, dat die werkwoord is noem, en daarvoor kry jy 3 punte, soos 1 punt elk. Dit is gewoonlik jou eerste vraagie in, kom ons sê, vraag 2 of in vraag 4. Dan bespreek die doel van die wet op basiese diensvoorwaardes. Hier het ek vir julle 'n bietjie uitbreidende vragies gevra, net sodat daai leerders wat so bietjie meer punte wil hê, ons 40, 50, 60% leerders ook 'n bietjie oefening kan kry. En dan 1.4, evalueer die positiewe impak van die wet op basiese diensvoorwaardes.
So, wanneer hulle vra vir impak, weet ons hulle vra vir voordele en nadele, maar nou vra ons spesifiek positief, so ons soek net die voordele. 2.1 Identifiseer die BBSEB pilaar wat deur die Botha Voedsel Kleinhandelaars in elke stelling hieronder geïmplementeer is. Meer geleenthede is deur BVK geskep om aandele aan swart mense te verkoop. Swart werknemers word aangemoedig om betrokke te raak by verskeie opleidingsprogramme wat by BVK aangebied word. En dan is daar ook 'n scenario wat TB beperk, het Pandor raadgewers versoek om alle werknemers op te lei oor die verskille tussen SEB en BBSEB. Dit is uitgelig dat die SEB 'n regeringsbeleid is wat nie deur die regering afgedwing word nie. Besighede word verplig om aan die BBSEB wet te voldoen. Wat is WB is ook 'n raad gegee oor hoe om die BBSEB pilare in die werksplek toe te pas. Vraag 2.2.1 Haal die verskil tussen SEB en BBSEB aan soos in die scenario genoem. Nou as ons aanhalingsvraagie is, weet jy gaan die hele sin neerskryf van die hoofletter tot by die punt. En dan as jy kan jy ook die gedeelte van die sin onderstreep wat vir jou gesê het, dit is reg. En jy moet dan al twee sinne skryf om 2 punte te kry, want dit is slegs 1 punt per aanhaling. En dan 2.2.2 beskryf ander verskille tussen SEB en BBSEB. Dis gewoonlik die opvolgvraagie en met hierdie ene kan ek natuurlik glad nie gebruik wat hier in die scenario geset is nie. So, ek mag hierdie goeie, selfs al het ek dit hier verkeerd beantwoord, mag ek dit nog steeds nie hier lys nie. Ek gaan nie daarvoor punte kry nie. Hulle gaan vir jou sê dat jy herhaal vanuit die scenario. 2.3 Evalueer die impak van die BBSEB op WB as 'n besigheid en adviseer besighede oor die maniere aan waarop besighede aan die BBSEB wet kan voldoen of nakom. Weereens, dis net bietjie meer uitbreidende vrae vir die res van die leerders. Dit bring ons dan na die einde van die les toe en ons gaan volgende keer kyk na die laaste 3 wette. Ons gaan kyk na die nasionale kredietwet, na die wysigingswet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes en dan ook die wet op verbruikersbeskerming. So dis die laaste 3 en dan is ons klaar met die eerste hoofstuk wat is impak van wetgewing op besighede. Dis 'n baie belangrike onderwerp want dit is 'n groot gedeelte van die vraestel. So, ons gaan dit klaarmaak en dan sal ons aanskuif na die volgende onderwerp. Ek wil vir jou baie dankie sê en jy moet 'n baie lekker dag verder hê. Totsiens.